Maar pastoor Frederik en Tannie Petra verstaan van 'n sin van humor tussen die bedienende broers en susters in die bediening. En oom Koos net soveel. So soms maak ons lekker grappies en gisteroggend toe Marius hier uitstap en hy het 'n goeie woord gehad. Amen, die van die wat hier gister hier was. Asseblief jy moet daai woord gaan kyk wanneer dit gepubliseer word. Ons ongelooflike woord wat Marius gister gelewer het en juist dit begin by die hart van Pinkster. Dit begin by die toewyding en die gebed tot die Here en dit begin by die bereidwilligheid dat die Here in en deur normale mense werk. En toe ons hier uitstap staan ons hier langs die kant en Pastor Clifford het ook gisteroggend besoek hierso by ons en hulle staan so en ek sê vir Marius, yes, baie nice Marius, maar môre gaan ons bietjie Pinkster preek, hè? En Pastor Clifford ken nie ons sin vir humor nie, hy soos, sjoe. Maar dit is vir ons belangrik as predikers dat jy verstaan, wanneer ons praat oor Pinkster, is dit nie net 'n emosionele reaksie op dit wat ons dink Pinkster is nie, maar dat dit woordgesentreerde, gebaseerde waarheid is, wat ek en jy kan aangryp in 'n dag soos vandag. Amen. En saam met die waarheid, saam met die invulling van die Heilige Gees en die bekragtiging van die Gees, kom emosie na vore. Ek meen liefde as eerste vrug van die Gees is in sy essensie emosioneel. So dit is goed dat ons die twee met mekaar vertrou in hierdie week ook. Daarom gaan ek vra dat ons in ons woord vanoggend begin by Handelinge hoofstuk 4. Nou almal van ons wat Pinkster gerig is, weet dat Jesus het beloof aan sy disippels, dat hulle moet gaan en wag vir die bekragtiging wat uit die hemel uitkom, die Parakletos, die vertrooster, die een wat met ons gaan wees, die een wat die wet op ons harte gaan skryf en ons lei in die waarheid. Ons moet wag, hulle moet wag, sodat hulle bekragtig kan word, sodat hulle kan gaan en getuies wees. En ons sien so in Handelinge 2 dat dit wel gebeur dat die disippels en almal wat teenwoordig was, is gevul met die Heilige Gees, tonge van vuur wat uit die hemel op hulle gerus het, en dit het aan hulle hierdie ongelooflike vermoë gegee om met absolute oortuiging te getuig van wat Jesus gedoen het. En ek wil vanoggend begin met die waarheid dat u moet verstaan, wanneer ons praat oor die Heilige Gees werking, die Heilige Gees gawes en vrug, die invulling en bekragtiging van die Heilige Gees, is die woord altyd die sentrale deel wat sê, dit is vir twee redes, tot getuienis van Jesus Christus van Nasaret, en tweedens tot dienaarskap van die liggaam. Die gawes is nie daar vir individuele, ek het 'n prys, kyk my gawe, hoe belangrik is ek nie. Dit gaan nie oor jou en my nie. Wanneer ons praat oor die Heilige Gees werking, gaan dit oor die koninkryk van God en Jesus se eer. Amen. En daar was tye, veral in die geskiedenis van die Pinksterbeweging, dat baie mense, wanneer dit kom by die gawes wat die Heilige Gees aan ons gee, soos hy wil, gebruik het as 'n hoogmoedige plakker op hulle bors om te sê, ek het die gawe van, sodat mense moet met aansien na jou kyk, asof dit 'n ongelooflike prestasie uit jou eie is. Maar die woord verklaar vir ons in 1 Korintiërs, dat dit is die Here wat die gawes gee aan elkeen soos hy wil. Amen. Paulus moedig natuurlik sy gemeentelesers aan om te sê ons moet die liefde nastreef en die geestelike gawes begeer. 1 Korintiërs 14. Dus sien ons daar's 'n verwantskap tussen die een wat die gawe moet ontvang. Die Here is die een wat die gawes stuur sy Heilige Gees om die gawes in ons te werk, en u en ek moet die enes wees wat oop en ontvanklik is dat die Here deur sy Gees in en deur ons werk, tot getuienis van Jesus Christus van Nasaret en tot diensbaarheid teenoor mekaar in die liggaam. En ek gaan nou 'n ding sê, en jy moet my asseblief verskoon as dit ek op tone trap, die gawes is nie vir jou nie. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou vermoë of jou geestelike aansien of die impak wat jy kan maak nie. Dit gaan nie oor jou en my nie.
En ons gaan vanoggend aan die hand van die woord sien, hoe die gelowige die gawes aanskou, en ek vra dat ons saam blaai na Handelinge hoofstuk 4, en ons gaan begin by vers 23, 'n bietjie agtergrond. Petrus en Johannes is besig om die evangelie te verkondig, en hulle word gevangene geneem deur die Joodse raad, en hulle word voor die Joodse raad gedaag, en hulle word belet om verder te praat oor Jesus Christus. Klink dit bekend? Is ons nie in 'n tyd waar jy kan nie en jy mag nie praat oor die lewende Here nie, want jy moet sensitief wees vir alles en almal om jou. Amen. Maar die Heilige Gees wat in hulle gewerk het, was so die een wat hulle aangemoedig het om te kan en te moet praat oor Jesus. Hulle kon nie stil bly nie. En ter aanskouing van hierdie Joodse raad, die wat Jesus onlangs tot dood toe verkies het, kan hulle nie help dan om te praat oor Jesus van Nasaret. En om hulle te sê wie hy is, die Seun van God, die wonderwerke wat hy gedoen het, en hulle was die oorsaak van sy kruisigingsdood, en hy het opgestaan uit die dood uit, en hy is verreëse. Jesus in hierdie Joodse raad hou nie van die storie nie. Hoekom? Hulle hou nie van kompetisie nie. Hulle hou nie daarvan dat iemand anders gaan staan en eer vat nie. Hulle hou nie daarvan dat daar 'n ander persoon is wat hierdie dorp omvergooi nie. Hulle het gedog hulle het van die probleem ontslaag geraak. En ek wil vir jou sê vanoggend, ek dink die duiwel dink hy het van die probleme ontslaag geraak. Die kinders van die Here wat nie meer wil praat oor die Here nie. Hy het die kind van die Here gesê, sit, jou geestelike lewe is 'n private ding. Het jy dit al gehoor? My geestelike lewe is 'n private ding. Ek praat nie baie daaroor nie. Maar tog met die uitstorting van die Heilige Gees kon Petrus nie help om op staan en te sê, weet julle wat aangaan nie. So ons besef die werking van die Heilige Gees gaan jou uit jou gemaksone uithaal, hy gaan jou 'n getuie wil maak en hy wil deur jou beweeg. En toe hierdie manne wat so vir die Joodse raad gedaag is, uiteindelik weer op pad terug huis toe is, begin ons by vers 23, na hulle vrylating het Petrus en Johannes na hulle eie mense gegaan en hulle vertel wat die leierpriesters en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle, dit is nou nie die mense, dit hoor, het hulle God eengesind aangeroep en gesê. So ter aanskouing van die vervolging van die tyd is die reaksie van die kind van die Here om met die Here te kommunikeer. Hulle bid. En ons staaf natuurlik Marius se woord gister. Paulus was op pad tempel toe om te gaan bid. Toe die Here deur hulle werk. Normale manne wat sê, geld en silwer het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. Staan op en loop in die naam van Jesus van Nasaret. En toe die man opstaan, het sy enkels versterk. Want die Here gebruik gewone mense soos ek en jy. Gewone kinders van die Here wat tot geloof gekom het, sê, hier is vervolging, kom ons bid. Halleluja. Hoor hulle gebed. O Here, ons is so onderdruk. Help. Nee. Here, U is die een wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het. Sit in hakkies. Hoe groot is U nie? Wat by monde van ons vader Dawid, U dienskneg, deur die Heilige Gees gesê het, waarom gaan die heidene nasies te kere en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde neem stelling in en die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde, die profetiese woord van Jesus. Want inderdaad in hierdie stad het hulle Herodes en Pontius Pilatus saam met die heidene nasies en die volk van Israel saamgespan teen U heilige dienskneg Jesus. Hulle herinner die Here aan die onreg wat gedoen was. Om alles te doen wat U deur U hand en U plan vooruit beskik het, dat dit gebeur. Hulle erken God se hand in die omstandigheid. En nou Here, slaan ag op hulle dreigemente en gee dat U diensknegte nie persoonlik versterk word, getroos en gepaai word, 'n gemaklike geleentheid gegee word om uit die blyk uit te verdwyn of nie gebruik te word nie. Hulle gaan oor en sê, en nou Here, slaan ag op hulle dreigemente en gee dat U diensknegte U boodskap met
alle vrymoedigheid verkondig. Here, moenie laat ons bang word nie. Gee ons krag om voort te gaan en te getuig van Jesus Christus. En dan gaan hulle verder. Deur u hand uit te strek tot genesing en deur daar tekens en wonders deur u naam van u heilige diensknegt Jesus plaasvind. Hulle bid vir God se bonatuurlike werkende gawes om te werk tot getuienis van die Jesus waarvan hulle getuig. En die woord sê, terwyl hulle gebid het, is die plek waar hulle bymekaar was geskud en almal is vervul met die Heilige Gees. Nou die ou tradisionele pastoor sal dalk sê, nou moet jy krag ontvang sodat jy die gawes kan hê, sodat jy kan gaan en genees, sodat jy kan bid in tale en uitlê in tale en dis goed. Kind van die Here, moet my nie verkeerd verstaan nie. As die Here die gawe vir jou gee om in tale te praat, praat in tale. As die Here vir jou die gawe gee om te bid vir genesing, bid vir genesing. Maar die fokus van wat daai bekragtigingsoomblik was, is, wat het gebeur? En het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. Die fokus van die gawes was om die woord te verkondig, om die hoop van die wêreld te vestig in die harte van mense, en saam met dit het die gawes gevloei. Nie vir die prediker so onthalwe nie, maar vir die wat dit moes hoor. Maar wat sou gebeur het as hulle nie gebid het, dat die Gees deur hulle werk, sodat hulle kragtig kon verkondig nie? Ek dink ons sit in 'n tyd en in 'n plek waar ons lees van die gawes. Ons onthou van bietjie van die gawewerking toe ons jonger in die kerk was. En ek dink as ons praat oom Frederik en tannie Petra, ek dink as ons praat met 'n paar ouens wat 'n paar jaar terug Pinkster bedienings gehad het in groot Pinkstertyd van heilige vier bediening. Ons kyk na die kerk partykeer en ons wonder, waar is die gawes? Waar is die geesvrug? Want tog sê die woord, dit is die vrug en die gawes wat die Gees bewerk. En die eerste vrug is die liefde. Hoekom sien ons nie meer dat hierdie dinge gebeur nie? My kind van die Here, ek vra vanoggend die vraag, want dit is wat toe Marius gister hieroor praat en die skrif kom waar hy sê nie, en hulle het gesê, dit wat ek het nie, dit wat jy soek het ek nie, maar dit wat ek het gee ek, en die Here vra vir my, wil ons dit nog gee? Wil jy dit beskik? Wil jy die diensknegt van die Here wees, wat verkondig dat die evangelie van Christus is waar, sodat die Here deur ons vloei? Of het dit vir ons as kinders van die Here net gemaklik geraak, om eerder terug te sit, en te wag dat iemand anders dit doen? Wat is die nut van die gawe van genesing, as jy nie jou hand wil uitsteek en vir iemand gaan bid wat siek is nie? Wat help dit om te kan sê dat die Here wil deur jou wondertekens verrig, maar jy is nie eers bereid om op te staan en te praat van hom nie? Of het ons gemaklik geraak om te sê, wat troos pastoor, ek bid ten minste in tale, en die woord sê dis tot stigting van my siel. Uitstekend. Maar selfs Paulus sê, luister, as jy die gawe moet begeer, wat jy moet begeer, die gawes, begeer ten minste profesie, sodat ander daardeur gestig kan word. En my hart kwyn, ek dink ons is soms Pinkstergemeentes, wat se beleid insluit die vestiging van die werking van die gawes in die gemeente. Bid ons nog vir die gawes? Begeer jy die gawes? Sodat jy getuie kan wees, wat met krag belaai is, om daadwerklik en waaragtig van Jesus Christus. Of is jy gemaklik? Is dit lekker om te sê, weet jy wat, is bietjie met anders se beurt. Ek het my jare gehad. Ek het my innings gehad, nee. Wat is die verskil tussen oorvertel en getuig?
Oorvertel is dit wat jy gehoor het, wat jy oorvertel. Getuig is dit wat jy beleef het, wat jy oorvertel en vestig. Baie keer is ons so gemaklik om net vir ander te sê, weet jy wat? Jesus is die antwoord. Maar ons ontbreek die krag van God wat dit bevestig. Maar vra die man wat sy lewe heeltemal verander deur Jesus, wat begeer om deur die Here gebruik te word. Sonder skroom wil hy vertel van die genade en die liefde en die redding van hierdie Jesus. Hy is die een wat bereid is om te bid as jy sê ek is siek. Hy is bereid om die een te wees wat saam met jou uittree en sê, Here, ons kort 'n wonderwerk. Hoekom? Want baie is van hom vergewe, so baie genade is aan hom gegee, so groot is sy liefde vir die Here. Hy kan nie stil sit nie, hy wil vertel. En dan kom ons in Pinksterweek, en dan praat ons oor die Heilige Gees, en ons dink aan hierdie wonderlike dinge, maar ons vergeet die gemeente wat die Gees vervul het, sy begeerte was om kragtige getuies te wees. Dis hulle gebed gewees. Ons moet bid om kragtige getuies te wees. En ons moet vertrou dat die Here sy gawes in en deur ons werk, soos hy wil. Iemand het een keer vir my gesê, maar pastoor, so kry jy nou net een gawe. Sê ek glo nie, ons kry net een gawe nie. Ek glo die gawes is soos 'n Stanley knife. Julle ken daai Stanley, soos army knives, nee, soos army knives. Binne die ding is 'n toothpick, en 'n skêr, en 'n naalvuil, en 'n blikoopmaker, en 'n botteloopmaker, en 'n kortlem, en 'n lang tweezer. Alles wat jy dalk nodig kan hê, is in die messie vervat. Al die gawes is in die Gees vervat. Nie een van die disippels het gegaan en gesê, ek is net 'n genesingsprediker, so ek bid net vir genesing nie. Hulle het die geleentheid gesien om te getuig, en wanneer hulle uitgetree het in geloof, het die Here die gawes laat werk deur hulle soos nodig. Amen. Rus die Gees soms op individue met sekere gawes wat meer deur hulle werk as ander? Ja. Maar dit beteken nie, as ek nou nie ag dat ek iemand is wat deur die Here gebruik word vir gawes van genesing, dat ek nie vir siekes kan bid nie. Inteendeel, wanneer ek vir 'n sieke bid en ek weet nie eers hoe om, ek kan nie die persoon gesond maak nie, en ek tree uit en ek sit my hand op hom en ek staan in geloof saam met hom, kan die Here deur my met sy Gees werk. Halleluja. Ek onthou my eerste dag eintlik op die werk in Western Area, en ek dink ek het hierdie vertel al een keer. Ons het 'n tannie by ons gehad. Ek het later geleer, sy is die lieflikste stout van die aarde, maar hierdie tannie bel die kerkkantoor. Sy sê, jy moet asseblief die pastoor laat kom, hy moet vir my kom salf en bid, ek is siek. Ek is net in die gemeente, nee, jonk in die bediening, dom agter die ore, julle ek ry met 'n botteltjie salfolie, maar ek bewe my kar. Want wat as die nou nie gesond word nie? En die Here sê vir my, dit is nie vir jou om haar te genees nie. En ek gaan sit by die tannie, ek sê, tannie, ek bid hierdie werk. Ek sê vir ek kan nie tannie genees nie, maar kan saam met tannie staan op die knieë by die een wat kan. En ek salf aan, ek bid saam met haar, en weet jy wat het gebeur? Niks. Maar weet jy wat het gebeur? Die Here het 'n verhouding tussen my en daai tannie maak, wat nie gedeel kon word nie. En sy het gesond geword eventually. En dit was 'n les wat die Here my geleer het, dink ek, meer as vir haar. Want tannie Dorette het nie. Daai tannie se geloof was onwankelbaar. Maar die Here het my daai dag geleer, it's not about you. It's about me. En dit begin by begeerte om te sê, Here, Here, strek jy hand tot my uit, dat daar deur my genesing kan kom, tekens en wonders in U naam kan gebeur, sodat Jesus verheerlik kan word. Is dit jou begeerte? Dit begin by 'n gewillige hart, dat die Here jou gebruik. Ons soek 'n Pinksterervaring, maar
Die vraag is, begeer ons Jesus bo alles? Ek onthou en ek sluit met hierdie staaltjie af vir die laaste gedeelte. Ek was in 'n Pinkstergemeente as tiener, Volle Evangelie Kerk. Ek weet nie of ek julle al ooit vertel het nie. Julle, dit was 'n warm kerk. Jy sou in die diens ingekom het en pastoor Nikkie het op die kansel gekom, dan sal hy sê, kom ons sing, ek is op my pad hemel toe. Dan sing ons daai liedjie 13, 14 keer. En as jy nou moeg vir hom is, dan sê hy, kom gemeente, kom ons bid in ons hemelse taal, lalalala, dan begin hy bid in tale. En dan begin die gemeente saam bid in tale. Julle in die gemeente bid in tale, en ek as 'n tiener kyk die stories en ek sê, nou, wat nou? Maar toe kom ek agter, as jy lank genoeg in die kerk is, dan raak dit normaal vir jou, né? En toe begin ek regtig my hart met die Here deel en lief word vir die Here, en toe begin ek die gawe soek en begeer, maar ek soek dit met die Heilige Gees doping, ek soek nie die naaping nie. Ek wil nie die rympie wat ek hoor naap nie, ek wil hê die Here moet deur my praat, Jesus, maar ek bid vir dit. Weke, maande, bid ek vir dit. Ek is 'n jeugleier in 'n Pinksterkerk, en daar het ons goed geglo, as jy nie in tale praat, as jy nie gedoop deur die Heilige Gees nie, broer. En ek staan en ek sê, wel, Here, lyk my ek sê gedoop deur die Heilige Gees nie, maar ek weet die Gees woon in my. Ek kan die woord oopmaak en dit word lewend vir my. Ek het geloof om vir mense te bid, maar ek kan nog geen tale praat nie. En so begeer ek dit. Hoekom? Want almal om my bid in tale. En die Here sê vir my een aand, terwyl ek so besig is om te bid vir die tale, hy sê vir my, jy gaan nie dit kry nie. Want jy soek dit vir die verkeerde rede. En ek besluit, ek gee op. As die Here vir my taal wil gee, sal hy vir my taal. En dit was seker 'n paar maande later, staan ek in 'n aanddiens en ek is besig met lofsang en aanbidding en ek is in vervoering in die teenwoordigheid van die Here. En toe ek my kry, toe spreek ek in 'n taal. Nie vir my eer, nie vir syne. Nie vir my badge om te sê, ek kan in tale praat nie, want dit het nie meer oor my gegaan nie. Ons moet begeer dat die Here kragtadiglik deur ons werk, sodat sy naam verheerlik kan word. Sodat ons getuies kan wees, wat nie net vertel van 'n Here wat ons van weet nie, maar dat ons getuies kan wees van die belewenis van God. En dat sy krag, sy Heilige Gees werking in en deur jou lewe spoel, sodat dit eers die vrug van 'n geesvervulde lewe wys, voordat jy die gawes begeer. As jy nog nie jou tong kan beheer nie, as jy nog nie lankmoedig is nie, my ma, die Gees gaan met jou begin by die vrug. En ek sluit hiermee af. Wat sou gebeur het met die gemeente se getuienis, as daar nie daadwerklike bekering was en lewens wat gewys het, hulle het bekeer nie? Dan sou die belydenis van Christus, die getuienis wat mense tot redding moes bring, vermors en vol modder gewees het, weens die lewenstyl wat dit teenstel. Ek glo met my hele hart, een van die sleutels tot Heilige Gees bediening in en deur jou, is 'n lewe van heiligmaking. Die Here neem offers aan op 'n heilige tabernakel. As jy wil hê die Here moet in en deur jou werk, rig jou lewe in, volgens sy woord. Begeer die gawes, soos Korintiërs 14 vir ons sê, begeer die gawes, maar weet en hou voor oë, dit gaan altyd oor Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here, hier sit ons vanoggend in hierdie huis. Meeste dalk indien almal van ons wedergebore, nuut skepping deur U met U Gees wat in ons woon. Maar Here, vanoggend wil ons fokus aanskuif vanuit die gemak van die wete dat ons is gered en ons gaan hemel toe. Here, na 'n fokusverskywing wat sê, Here, ons wil effektiewelik en kragdadiglik getuies wees van Jesus Christus van Nasaret. Here, ons wil nie meer net rondgaan op hierdie aarde en leweloos amper rondploeter nie. Here, ons wil gevaarlik wees in die koninkryk van God. Here, ons wil hê mense moet U aanskou en U beleef en tot U toe draai deur die woorde van ons mond en die dade en aksies van ons lewens, sodat hulle U sal sien en ervaar en na U toe kan draai.
Here, ons wil hê dat daar moet vrymoedigheid in ons harte wees om in geloof uit te tree en te bid vir wonderwerke, om te bid vir genesing. Here, om staat te maak op die Gees wat met ons praat wanneer daar onderskeid getref moet word intussen geeste. Here, ons wil kan in 'n situasie instap en ons wil die Heilige Gees vertrou dat hy vir ons hierdie openbaring gee, dat ons met mense kan praat oor dinge wat in hulle lewens gesleer is, dat hulle kan wonder en vra, hoe weet jy hierdie? En omdat ons staat maak op hier kan ons sê, die Here openbaar aan my want Jesus leef. Here, U het hierdie dinamis krag in ons geplaas. En Here, soms sit dit net daar en dit word nie gebruik nie. Here, vergewe ons wanneer ons laks raak met die opdrag wat U vir ons gegee het om getuies te wees. En Here, is U wat die Heilige Gees in ons bewerk, U wat die gawes aan ons gee soos U wil. Here, ek bid dat ons daai gawes gebruik, sodat U naam verheerlik kan word en U koninkryk gebou kan word en U liggaam bedien word. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kind van die Here, as jy ooit 'n studie gaan maak oor die gawes, vra jou vraag, hoeveel van daai gawes gaan oor medegelowiges? Kyk hoeveel van daai gawes is ons verstel mekaar mee te bedien. En dan vra jy jouself, kan jy langer stil sit? Amen? Amen. Ek wil hê ons moet in hierdie atmosfeer die Here se naam groot maak. Kan ons dit doen? Kom ons staan en sing ons lekker saam. Dankie Justin.